Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel, jy is net besig om te oorleef. Jy staan op, jy doen wat gedoen moet word, jy glimlag wanneer jy moet glimlag, jy antwoord mense, jy hanteer dinge, jy probeer aangaan. Maar binne in jou voel dit asof jy nie regtig leef nie. Jy kom net deur die dag, jy maak net seker alles val nie heeltemal uitmekaar nie. En vanaand wil ek vir jou sê, God sien jou in daardie plek. Hy sien wanneer jy moeg is, maar nog steeds opdaag. Hy sien wanneer jou hart swaar is, maar jy sê vir almal jy is okay. Hy sien wanneer jy bid, maar jou woorde is min. Hy sien wanneer jy lê en dink, Here, ek weet nie hoe lank ek nog so kan aanhou nie. Partykeer raak 'n mens so gewoond daaraan om sterk te wees, dat jy nie eers meer agterkom hoe moeg jy regtig is nie. Jy druk net deur, jy sê vir jouself, ek moet werk, ek moet sorg, ek moet reg wees, ek moet sterk bly, ek moet aangaan, ek moet daar wees vir my kinders. Maar iewers langs die pad begin jou hart vra, maar wie hou my vas? En die Here antwoord jou vanaand, ek hou jou vas. Psalm 23 sê Dawid, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dit beteken nie Dawid het nooit deur moeilike tye gegaan nie. Ons weet, Dawid het seer geken, hy het vrees geken, hy het druk geken, hy het geweet hoe dit voel om moeg, alleen en uitgeput te wees. Maar selfs hy het geleer, wanneer die pad swaar is God nog steeds die herder. En 'n herder dryf nie net die skape aan nie. 'n Herder lei, beskerm, versorg en bring hulle weer by rus. Daarom sê Psalm 23 ook dat hy my laat rus in groen weivelde en my bring by waters waar daar vrede is. Dit is so mooi want God verstaan dat ons nie net antwoorde nodig het nie. Soms het ons net 'n bietjie rus nodig. Soms het ons eers nodig dat ons gedagtes stil word. Soms het ons nodig dat die Here ons weer laat asemhaal. Miskien is dit waar jy vanaand is. Jy het nog druk wat so swaar weeg op jou en jy het nie nog druk nodig nie. Jy het nie nog mense nodig wat sê jy moet net harder probeer nie. Jy het nie nodig dat die Here jou hart sag vashou. Dis al wat jy nodig het. Jy wil net hê, Here, hou my hand vas. Here, herinner my dat ek nie alleen is in hierdie seisoen nie. Here, wys my dat U stap saam met my. Om te oorleef beteken jy het al baie gedra. Dit beteken nie jy is swak nie. Dit beteken jy het lank aangehou, selfs toe dit net makliker sou wees om op te gee. Maar God het jou nie geskep om vir altyd net te oorleef nie. Hy het jou geskep om in Hom te lewe. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Die oorvloed beteken nie alles is altyd maklik nie, dit beteken nie daar is nooit trane, druk of moeilike dae nie, maar dit beteken daar is 'n lewe in Christus wat dieper is as net deurkom. Daar's 'n vrede wat weer kan terugkom, daar is 'n hoop wat weer kan wakker word, daar is krag wat nie uit jouself hoef te kom nie. En vanaand hoef jy nie te maak asof jy sterk is nie. Jy hoef nie voor God jou hart mooi te verpak nie. Jy kan net eerlik wees. Jy kan net sê, Here, ek is moeg. Here, ek voel leeg. Here, ek weet nie mooi hoe om vorentoe te gaan nie. Maar Here, ek bring my hart, my gedagtes, my vrese, my denke, Here, ek bring alles na U toe. En dit is genoeg. Die Here wag nie vir jou om alles reg te kry voordat hy jou help nie. Hy kom naby in jou swakheid. Hy kom naby wanneer jy nie woorde het nie. Hy kom naby wanneer jy net stil voor hom sit. Jesaja 40 sê dat die Here krag gee vir die vermoeide en sterkte vir die een wat nie meer kan nie. Dit is nie net 'n mooi versie vir iemand anders nie. Dit is God se woord vir jou ook. Wanneer jou eie krag min raak, is sy krag nie min nie. Wanneer jou hoop moeg raak, is hy nog steeds getrou. Wanneer jy voel jy kan nie nog 'n tree gee nie, kan hy jou dra.
Vanaand wil ek jou uitnooi om nie die hele lewe op een slag te probeer uitwerk nie. Moenie vanaand probeer besluit hoe alles gaan regkom nie. Moenie jou gedagtes laat hardloop na môre, volgende week, volgende maand en alles wat nog voor lê nie. Kyk net terug na hierdie oomblik. Haal asem. Jy is hier. God is hier. En vir vanaand is dit genoeg. God gee vir ons die krag. Gee vir hom die dag wat verby is. Gee vir hom die dinge wat jy nie kon regmaak nie. Gee vir hom die mense wat jy nie kon verander nie. Gee vir hom die bekommernisse wat jou hart so moeg gemaak het. Jy hoef nie vanaand alles vas te hou nie. Daar is 'n sagte genade wanneer 'n mens kan sê, Here, ek gee dit oor. Ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou U. En selfs al voel jou vertroue klein, kan jy dit nog steeds in God se groot hande sit. Miskien voel jy nou of jou lewe net bestaan uit oorleef, maar God kan weer lewe in jou binneste bring. Hy kan weer kleur terugbring, hy kan weer vrede terugbring, hy kan weer nuwe krag gee vir die volgende tree. Nie alles op een slag nie, net tree vir tree, dag vir dag, saam met hom. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon na U voete toe wat voel hulle is net besig om te oorleef. Here, U sien hulle moegheid, U sien die druk wat hulle dra, die bekommernisse wat hulle stilhou, die bekommernisse wat hulle uit die slaap uithou en die trane wat ander mense nie altyd sien nie. Ek bid dat U hulle vanaand sal kom aanraak deur Jesus Christus. Laat U Heilige Gees hulle harte rustig maak, hulle gedagtes stil maak en hulle herinner dat hulle nie alleen is nie. Here, bring vrede in hulle huis, bring kalmte in hulle emosies, bring rus in hulle liggaam, bring lig in die plekke waar alles donker en swaar voel. Ek bid dat U hulle sal help om nie net deur te kom nie, maar om weer lewe in U te vind. Gee vir hulle krag vir môre, maar gee vir hulle rus vir vanaand. Beskerm hulle slaap, beskerm hulle familie, beskerm hulle harte teen vrees en moedeloosheid. En Here, waar hulle nog nie meer weet hoe om te bid nie, kom staan U naby. Laat hulle net weet, U is daar, U is getrou en U hou hulle vas. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart vanaand rustig maak en jou herinner dat jy nie alleen deur hierdie seisoen stap nie. Mag jy weer begin glo, God kan lewe terugbring waar jy net probeer oorleef het. Mag jy 'n geseënde nag hê. Shalom.